computers. Want ons het gisterand gesê, weet ek buiten U in die hemel, buiten U begeer ek ook niks op die aarde. En ons het gesê, ons wil die eerste vir die Here sien. Ek wil nie my oorlede ouma sien nie, ek wil eerste die Here sien. Ek sal later vir oorlede ouma sien, my broedie en my sussie, die ook al allemaal daar is. Maar ek dink een van die goed, as ons nou in die luister moet af, ons begin nou by die Here eerste in die hemel, wat dit nou die hemel sal maak, is die feit dat ons by die koning is, die skepper van die hemel en aarde in alle ewigheid. Want dink jy onder, nee, wat ook deel is van wat die hemel gemaak, is die feit dat daar niks van die goed is. Ja, dink jy nie so? Geen selfone, geen rekenaars, geen tegnologie, net ons God se heerlikheid. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Maar nou ja, jou vyand probeer ons baie keer besig met hierdie goed. En ek probeer krap, maar nee, ons gaan nou nie dat hy ons tot daaroor nie. Nou mense, vanoggend gaan ons mekaar 'n bietjie gesels oor die tabernakel van Moses en die drie-eenheid van God. So ek het besef, ek het ook 'n boekie wat ek geskryf het oor die drie-eenheid van God, wat jy dan gaan kyk. Want Saterdag moet weer seker dat baie mense so stry met mekaar oor, is God 'n drie-eenheid, ons is net 'n enkel God, dat is weer so baie verdeeldheid. Maar ek gaan vir jou wys vandag hoe die drie-eenheid van God in die tabernakel van Moses reeds ingebou is. Want jy sien, so baie kere is ons geneig om die Bybel te lees en te sê, ja, hier moet die Genesis en Exodus, jong, dis onboring ou goed, nee, ek het nie so, dis glad nie boring nie. Daar is so baie wat ons daar kan leer, want daar is soveel diepte in ons Vader se woord, ons gaan nooit genoeg leer nie. So wat ek actually vanoggend vir jou wys, is eintlik net 'n derde van my totale lesing hier. Want as ek die hele lesing moes gedoen het, het ons nie gepreek tussen nou en 6 uur vanaand nie. Dan was ek die hele dag hier so besig, so ek gaan vir jou so gedeelte wys. As jy die volledige lesing wil kyk, laai gerus die app af op jou foon. Vra my net hoe om dit te doen, en ek wys op die app af te laai, en dan kan jy dan die volledige lesing gaan kyk. Daar is so amper 2,5 uur lank die volledige lesing. So hierdie is dan nog nie heeltemal so lank nie, maar net genoeg om jou hoor te maak om nog meer te gaan leer. Nou, hoe het die tabernakel van Moses gelyk in die woestyn? Hier is nou 'n kunstenaars uitbeelding van hoe die tabernakels gelyk het daar in die woestyn, soos wat hulle getrek het. Jy het die voorhof gehad, jy het die heilige plek gedeelte gehad, en dat jy die allerheiligste maar daarachter. Hierdie was die brandofferaltaar, daar was die koper waskom waar die priesters self moet was, en hier was een ingang gewees daarnaartoe. En dan die volk gekamp rondom, ons gaan net te kyk wat 'n volgorde het hier gekamp. En in die dag, sê die Bybel, was daar 'n wolkkolom wat van daar af gelei het op wat hulle daar was. Solank die wolkkolom daar was, het hulle nie beweeg nie. As die wolkkolom optrek, dan trek hy. En in die nag was daar 'n vuurkolom gewees. En as die vuurkolom optrek en hy trek, dan trek hy. Want dis hoe hulle dit gedoen en al agter die Here aan vir daardie 40 jaar. Hierdie is 'n skrifgetroue weergawe van die tabernakel van Moses by Timna in die Negev-woestyn in Israel. Dit is een wat ek self geneem het by een van die toere wat ons in Israel was. Dis ook daar in Israel uitbeeld vandag om vir die mense te wys. Hoor. Ek nog nie kom nie. Mooi, prys die Here. Welkom. So, weer eens een ingang, brandofferaltaar, koperwaskom, heilige plek, allerheiligste. Nou mense onthou, ons het getraand ook na hierdie vers gekyk in Matteus 22 vers 29, waar Jesus sê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Dus as ek jou getraand gesê, ek het gedwaal, want ek het nie my skrifte geken nie. Al was ek 'n ouderling in die kerk, was ek nie in 'n verhouding met Jesus Christus nie. So ek sê altyd vir die mense, ek was 'n goeie duikboot Christen. Weet wat is 'n duikboot Christen? Hy surf net op 'n Sondagoggend. Die res van die week is hy onder die water, onder die radar, dan surf hy weer volgende Sondagoggend. Maar die res van die week is hy nêrens nie. Totdat jy die Here Jesus persoonlik ontmoet, dan kan jy nie anders nie. Dis elke dag van jou lewe, elke oomblik van elke dag. En daarom moet ons besef, as ons skrifte leer ken, omdat ons die skrywer van die skrifte persoonlik leer ken het, en ons vra die Heilige Gees van God om hierdie goed vir my oop te breek, dan word dit 'n werklikheid in my lewe op 'n alledaagse basis. Selfs iets soos die tabernakel van Moses. Nou mense, daar's baie inligting nodig. Onthou, ek het dit gisterand ook vir gesê, en ek sê dit altyd vir mense, moenie my dit glo. Asseblief, ons het vir te lank mense net geglo. Ons het vir te lank onsself verlaat op ander mense om vir my seker goed te doen. Gaan check hierdie goed self op. Gaan doen jy verdere eie navorsing.
En jy sal sien, daar is nog baie meer inligting hieroor. Nou, ek het 'n boek wat ek gebruik het onder andere van Kevin J. Conner, The Tabernacle of Moses, en hy het die volgende geskryf. In the very structure, furniture, and material of this tabernacle, it has pleased God in His glory to conceal and veil eternal truths. So in die tabernakel is daar alreeds weggesteek ewige waarhede, wat ons nie altyd van weet nie. Ek het al iemand het dit baie mooi gesê, in the Old Testament, the New Testament is concealed, and in the New Testament, the Old Testament is revealed. So ons kan nooit die twee van mekaar losmaak. Dit is 'n eenheid. It then becomes the honor of believers who are kings and priests unto God and His Christ to search out these glorious truths. Jy sien, die Here wil hê ons moet hier goed self ondersoek. En mense, nou wil jy my mooi hoor wat ek vanaand vir jou agterdag vir jou sê, wat ek gisterand ook gesê het. Ons het ons verlaat ongelukkig te veel op ander mense. En veral die slimme geleerde mense. Want ons het ons groot geword en sê, maar die dominee is 'n slimme geleerde man. Hy weet waar dit gaan, hy sal by ons sê. Nou in Lukas 10 vers 21 staan daar 'n baie interessante ding. Daar staan, en Jesus het in 'n geleentheid uitgejubel en gesê, ek loof U Vader, omdat U hierdie dinge vir die wyse en verstandige mense verberg het en dit aan die kindertjies openbaar gemaak het. Nou daar is dit interessant, dat die 83 vertaling van die Bybel en daai versie vertaal om te lees, ek loof U Vader, omdat U hierdie dinge vir die slim en geleerde mense verberg het en dit aan die kindertjies openbaar gemaak het. Oepsie. Jesus sê, dis vir die slim en geleerde mense verberg, en ons het gesê, kom ons luister na die slim en geleerde mense. Jy sien, ons dwaal om ons die skrifte nie self ken nie, en ook nie die krag van God. So, nou verlaat ons op ander mense, want ek gaan lees nie my eie Bybel nie, en ek wonder, wat gaan aan. Maar daarom moet ons besef, Spreuke 25 vers 2 sê, dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak na te speel. Wie is konings en priesters vir ons op vandag? Ek en jy. So ons moet God se sake naspeel. Waar? Hier, en dan natuurlik met al die ander inligting wat ons moet deesdae gee, kan ons dit naspeel. Maar ek sê ook altyd vir die mense, ons moet besef, God verberg sy goed nie sodat ons nooit daar uitkom. Dis amper soos 'n pa wat met sy 2-jarige seunie wegkruipertjies speel. Jy weet, hy gaan staan agter die gordyne, maar sy voete steek oor die gordyne uit. Hoekom? Want hy wil hê sy seunie moet hom kry. Jy weet, hy gaan staan agter die klavier weggekry, maar sy boude steek agter die klavier. Hoekom? Want hy wil hê sy seunie moet hom kry. God wil hê ons moet dit kry. Is daar sekere verse in die Bybel, is daar sekere dinge in die Bybel wat verborge bly? Absoluut. Absoluut. Maar die woord sê ook vir ons, die verborgde dinge is vir God die Vader, maar die dinge wat openbaar is vir ons en ons kinders. Maar ons moet nog steeds die sake gaan naspeel. Dis ook wat hy sê, asseblief, moenie maar net glo nie, gaan doen jou eie navorsing. Want jy sien, ons is so geneig om mekaar, onthou gisterand die ding van die leeu's. Die leeu's is so besig om mekaar uit te skeer, persoonlik te raak met mekaar, in steede daarvan om dit eie verdere navorsing te gaan. Is makliker om iemand se karakter aan te val, om iemand persoonlik te probeer aanval, as wat jy self kan sê, hoor die dag moet ek net hierdie ding op die verder anders doen. Maar dit is nog net nog 'n stukkie van die wegkaart. Maar die basal. So, dis wat ons moet besef. Conner skryf in sy boek, much of the word of God, as we find it in the Old and New Testaments, becomes meaningless to us without a general knowledge, understanding and interpretation of that which pertains to the tabernacle of Moses. So dis wat ek vanoggend vir jou mag gee, is net so 'n bietjie general knowledge, bietjie algemene kennis oor waaroor gaan die tabernakel eintlik. En jy gaan sien, is baie meer as wat ons ooit gedink het. Nou ons kan die tabernakel van Moses, ons kan na die tabernakel van Moses kyk, op 5 verskillende wyses. Punt 1, as 'n skadubeeld verwysende na Jesus Christus. Met ander woorde, die woord wat vlees geword het, en tussen die mense kom, woon het. Die Bybel sê, die Engelse Bybel sê, came and he tabernacled among us. So, as 'n skadubeeld verwysend na Jesus homself. Punt 2, as 'n skadubeeld wat sy vervulling sou vind in die kerk en die liggaam van Christus. Nou moet jy my mooi hoor mense, die woord kerk kom nêrens in die 33-53 vertaling Bybel voor nie. Want die Griekse woord vir dit is ekklesia. Die ekklesia beteken die uitgeroepenis. In die Afrikaanse Bybel staan daar actually die hele tyd die gemeente. Die gemeente, ons het maar van die kerk gehoor. Maar dit is eintlik die gemeente van Christus, die liggaam van Christus. Jy weet, want ons het gisterand ons nog gepraat oor hoe ons groot geword het in ons verskillende denominasies. En die mense sal eerste vraag, wat altyd vir jou so vra as jy by 'n besigheid kom of wat ook al is, ja, wat se kerk is hier?
Nou baie jare terug, so ek sê, deur die Here se genade, as ek en Joey hierdie jaar, ons 24ste jaar voltyds in hierdie bediening, en daar die beginjare, stuur 'n man vir my e-mail. En hy sê my, hoorie, julle ouens van autoriteit in Christus bediening, maar wat 'n kerk behoort jy? Die stuur ek ons 'n e-mail terug met een sinnetjie wat sê, ons behoort aan die GVE en ons is geaffilieer met die LVC. Dis altyd op gestuur. En ek het nooit meer van hom gehoor. Hy was geen maar happy, ek sê ek weet nie. Dan sê hy informateer, wat het jy vir jou gesê? Sê ek maar. Die Bybel sê, in Hebreërs 12, vers 22 en 23, julle het gekom by die gemeente van eerstgeborenes wat opgeskryf is in die hemel, die GVE, en ons is geaffilieer met die LVC, dis die liggaam van Christus. Dis my kerk. Dis my kerk. So ons gebruik die woord kerk, want dit is eintlik die Eklesia, dis die uitgeroepenis vir ons Vader, die gemeente van Christus. So dis 'n skaduwee wat sy vervulling sou vind in die gemeente en die liggaam van Christus. Punt 3, as verwysing na die dispensasie van tye, naamlik die Ou Testament, die Nuwe Testament en die millennium, die 1000 jaar van Frederik wat voor jy. Punt 4, as 'n skadubeeld van die hemelse tabernakel wat deur God gemaak is. Jy sien, ons moet nie ook het verleen as 'n tabernakel in die hemel. Ek kan dit net vir jou wys. En punt 5, as 'n praktiese voorbeeld van die hedendaagse Nuwe Testamentiese gelowiges se pad van geloof. Daai is om my en jou van toepas, ons kan nou nog daaruit leer. So God wants to make it clear that He has given us the visible things of creation to help us understand spiritual things. The tabernacle becomes God's secret code for revealing truth to the sincere and yielding seeker after God. Sien ons daarin van om werklik ernstig 'n soeker na God te wees in sy dieper waarhede. Maar ons moet ook baie versigtig wees. Onthou, Satan ken hierdie boek beter as ek en jy. Satan ken hom so goed, hy quoteer hom vir Jesus Christus. So die vermetelheid om God se woord vir God te quoteer. So wat wil jy dink, hy gaan nie teen my en jou gebruik? Hy sal skrif jou quoteer en gaan net so twist, net so 'n halwe graad. En ons sê altyd, is something a good idea or a God idea? Want Satan kan baie keer vir jou 'n good idea gee. En as hy jou skrif quoteer, dan hardloop jy teen die muur vas. Nee, maar wat het nou gebeur? Ek dink die Here het, want dit was actually net 'n good idea, dit was toe nie 'n God idea. En dis wat ons moet verstaan wees, ons moet versigtig wees, ons moet ons skrifte ken, want onthou, toe Satan vir Jesus sê, daar is geskrywe, toe Jesus vir hom en daar is ook geskrywe. So wat doen Jesus? Hy weerlê skrif met skrif. Daarom dat hy my skrif so goed kan ken, dat as die Satan vir my skrif quoteer, ek moet gesê, nee, Satan, maar daar is ook geskrywe. Maar omdat ons nie ons skrifte ken nie, word ons gevang. En toest hy baie keer vir ons. Nou, wat was die uitsluitlike doel vir die oprigting van die tabernakel? Skryf dit in Eksodus 25 en Eksodus 29, sê die Here, ook met hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Want in daai tyd was die Heilige Gees nie uitgestort nie. So, God het 'n woonplek gesoek, dat hy in hulle midde kon woon. Eksodus 29, vers 45 en 46, en ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle God wees. En hulle sal weet dat ek die Here hulle God is, Yahweh, hulle God, wat hulle uit Egipte land uitgelei het om in hulle midde te woon. Ek is die Here hulle God, ek is Yahweh, hulle Elohim, ek is die Here hulle God. So, dis hoekom die tabernakel gebou het, want die Here wil tussen sy kinders woon. Dit verwys natuurlik profeties vooruit na Jesus Christus. Want Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Die King James sê, and the word was made flesh and dwelt, en daai woord dwelt in die Grieks beteken ook tented en camp or tabernacle in ons. So weer is dit net gesê, is een van die skadubeelde verwysende na Christus, wat tussen die mense se tabernakel. Vandag woon hy in elkeen van ons wat sy kinders is, wat hom aangeneem het. So, ons is vandag die tempel van die Heilige Gees. Dit moet ons nou net besef. Okay, daai tyd het God in die tabernakel gewoon tussen sy mense, vandag woon hy in elkeen van ons wat die Heilige Gees ontvang het. Nou volgens die woord was daar 7 voorskrifte vir die bou van die tabernakel. Punt 1, dit moes kom vanuit vrywillige offergawe. Jy kan ook elke van die teksverse self maar gaan lees. En die hele punt is weer is, wat ons gisterand oor gepraat het, jy het 'n vrywillige keuse. Vandag nog, het jy 'n vrywillige keuse, of jy sal met God omwandel of nie.
God forceer hom nie by jou af nie. Dit verstaan vir jou verduidelik, Allah van Islam sê vir jou, jy volg my van kap jou kop af. God sê, ek hou aan jou voor, die lewe en die dood, die seën en die vloek, kies dan die lewe. Want dit is van vrywillige offergawe gekom. Punt 2, deur mense wie se harte daardie opgewek was. Jy sien dat in my hart begin opgewek word om iets vir die Here te begin doen, omdat ek nou die Heilige Gees van God vandag in my, dan wil ek ook al meer vir die Here begin doen. Punt 3, deur mense wat gewillig was en wie se harte hulle aangedryf het. Eksodus 35 vers 9, want daar staan letterlik net soveel woorde daar. Punt 4, deur mense wie se harte beskikbaar was en ook was om te gee. Eksodus 35 en Eksodus 36. So, weer eens is my hart ook vandag beskikbaar om vir die Here te gee en te doen wat die woord vir my sê. Punt 5, deur die Here se wysheid en insig. Nou daai tabernakel sê sommer net deur hulle slimmigheid gebou nie. Ons gaan nou kyk, hoe was dit deur die Here se wysheid en insig uitgelê. Punt 6, deur die Gees van God gelei. So dis 35 vers 31. Want nou weer eens, ek sê vandag is die Heilige Gees uitgestort op elkeen van ons wat God se kinders is. Daai tyd het die Heilige Gees van God vaardig geraak op spesifieke mense wat die Here vir spesifieke doele gekies het. En dan punt 7, volgens die goddelike voorbeeld, Eksodus 35 vers 40 praat daarvan dat Moses 'n voorbeeld ontvang het op die berg. Toe op die berg was die Here vir hom gewys hoe lyk die tabernakel in die hemel en hy sê vir Moses gaan bou daai ding. Dit wat jy hier sien, bou dit dan. Want daar is 'n spesifieke betekenis aan dit. Nou is dit weer eens interessant, en mense kan nou mooi kyk, jy moet mooi kyk. Die God wat ek en jy dien, as jy nie weet wie hy is nie, moet jy verstaan, hy is 'n almagtige, alwetende, alwyse, alomteenwoordige God. Alwetend, alwys. So, elke ding wat hy in hierdie boek wil opteken het 'n spesifieke betekenis in sy oë. Ek en jy verstaan dit miskien nog nie altyd nie, hy weet presies. Nou moet jy besef, wat is een van die misleidings in die wêreld daar buite vandag? Is hierdie groot megakerke en goed in Amerika en selfs in Suid-Afrika, die prosperity gospel, ouens wat vir jou sê, jy weet, hoe meer geld jy vir my kerk gee, hoe meer gaan die Here jou seën. En wie dan raak hulle net al hoe ryker, maar die Here is nie eintlik regtig in die prentjie nie. Nou van daai ouens, een van die grootste ouens wat 'n probleem is in Amerika tans is Elevation Church. Dit is 'n man met die naam van Steven Furtick. Jy het ooit gehoor van Steven Furtick, so jong man met so baard. Steven Furtick sê op een van sy video's in soveel woorde, I am God Almighty. Dit is al in 2021 wat hy dit gesê het. Sê mense, nee, maar dis nie regtig wat hy bedoel. Hy het seker net bedoel, ek is soos die Here, maar jy is ook nie soos die Here nie, want mense, ons kan nie soos die Here aan opsigte wees. Laas jaar, bring hy 'n nuwe boek uit, wat hy geskryf het. Ek kan nie weet op sy titel nou nie, maar toe hy nou bekendstel vir sy van sy gemeente. With this book, I can be in every one of your homes. Hy sê, in this book, I want to teach you that everything that God is, you are. Excuse? So jy sê, ons is God. Jy sien, en dis een van wat hulle noem die little gods theology. Die little gods, want ek is ook eintlik God. En waar dit al begin, Adam en Eva. God sê vir Eva, God wil nie jy moet van hierdie boom eet, maar dan gaan julle weet julle soos hy. Die little gods, en daar al begin. Ek wil ook soos God wees. Ek en jy is nie alles, ons is nie alwetend nie, ons is nie alwys nie, ons is nie alomteenwoordig nie, ons is nie almagtig nie. Hoor jy wat ek sê? So wees versigtig oor sulke tipe van goed wat die vyand bring in. Maar daarom, volgens die goddelike voorbeeld, kyk na wat het God ingebou. Hierdie alwetende, alwyse, almagtige God. Wat doen hy toe die ouens kies wat die tabernakel moet bou? Hier is die bouers van die tabernakel. Eksodus 31 vers 2. Kyk, ek het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. Nou Besaleel beteken onder andere in Hebreëus, in the shadow of God, or God is my protection. Uri beteken light or splendor. Hur beteken noble, whiteness or free. En Juda beteken praise. Jesus is die leeu vanuit die stam van Juda. Nou kan jy sien, daar is alles betrokke wat jy nodig. Wie is God? Hy is light, hy is splendor, hy is noble, hy is white, hy is free. Ons wil hom prys. Dis die bouers wat hy gebruik. En toe gee hy vir hulle 'n hulp by. Eksodus 31 vers 6 of hom. En kyk, ek het hom Oholiab bygegee. Die seun van Ahisamach van die stam van Dan. Nou Oholiab beteken tabernacle or tent of my father. Wat het ons dan? Jesus.
Ayesamach beteken brother of support. Wie is dit? Heilige Gees. Kobus net nog sê wat dit parakletos. Heilige Gees. Dan beteken judge. Wie is hy? God die Vader. So daar het jy net in die naam van die ou wat hulp gaan verskaf aan die bouer van die tabernakel, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Net in die naam wat reeds ingebring. Dus ook ek sê mense, daar is niks toevallig in die Bybel. Jy weet, die Here kies nie sommer net te sê, ek koos vir 'n merwe gaan in hierdie boek. Want daar is nie veel betekenis daar. Maar hierdie name het baie spesifieke betekenisse. En nou weer eens, omdat dit alles gaan oor God. Alles gaan oor sy groot, sy almaak, sy wysheid. Ons het net ook die liedjie gesing, die oorwinings lied wat gesê het, die hele skepping sing nou saam, of gestraal, dis die volgende. Die hele skepping sing nou saam. Want die tabernakel is gebou deur goed wat verteenwoordigend is vir die hele skepping. Kyk maar. Die materiaal wat vir die bou gebruik was, kom uit punt 1 die minerale ryk, oor 'n goud, silwer, koper en kosbaar. Punt 2 uit die planteryk uit, fyn linnen, akasiehout, olie, speserye, en uit die diereryk uit. Die blou kleur van die tropiese goed was 'n spesifieke vis, die purper was 'n spesifieke vis, die rooi was 'n wurm of 'n insek wat daai jaar gevat het en die rooi kleur van gekry het, bokhaar, ramsvelle en robbevelle. So die hele skepping dra by vir die tabernakel se bou, om weer eens net te bewys dat God is beheer oor die hele skepping. Right, nou as ons nou kyk na die dispensasie van tye. Volgens die gematria, die Hebreëse syferwaardes, is die syferwaarde van die voorhof gedeelte 20 x 20 x 10 dis 4000. Waarna verwys dit? Die 4000 jaar van Adam af tot by Jesus Christus waar hulle offerandes gedoen. Dan die heilige plek se syferwaarde is 20 x 10 x 10 is 2000. Verwys die 2000 jaar vandat Jesus hier gekom het tot waar ons vandag is. En dan die laaste ene, die allerheiligste plek se syferwaarde was 10 x 10 x 10 is 1000. Verwys hulle na die 1000-jarige vrederyk wat kom. En nou moet ons besef, as Petrus sê, 'n dag is by die Here soos 'n jaar, soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag, dan verwys hy daarna. In die sin dat 6 dae van skepping, ons is 6000 jaar by die aarde. En dan die 7de dag van rus, die 7000ste jaar van vrede. 'n Dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 'n dag. So daai 1000 jaar van vrede kom. Ons is baie naby daaraan. Ons is aan die einde van die 6000 jaar, my broer en my suster, ons moet dit verstaan. Want dis waaroor dit gaan. Is ons gereed om ons koning te ontmoet, het ek jou strand gevra. Maar nou is dit interessant. Ek sê ons was self daar met hierdie foto self geneem. As jy daar instap en jy gaan staan daar en jy kyk terug die kant en dan lyk hierdie ding so. So ek kyk nou terug na die ingang. Daar is een deur. Dan is daar die brandofferaltaar en die koper waskom. Dis die voorhof, dis daai gedeelte. Die voorhof gedeelte. Dan as jy ingaan by daai tent, en mense elkeen van hierdie lappe en seile en doeke en die kleure daarvan het spesifieke betekenis. Ek hanteer dit nie op hierdie lesing volgende jaar, soos ek sê, want hy is bitter baie lank. Maar jy kan gerus daarna gaan kyk. As jy daar staan en jy kyk nou terug, as jy ingaan by hom, dan kry jy die goue kandelaar of die menorah. Ons gaan elkeen van hierdie goed nou kyk. Jy kry die wierookofferaltaar voor die voorhangsel en jy kry die tafel van toornbrode. En dit is waar hy gestaan het. En dan as jy deur die voorhangsel gegaan het, was daar die ark van die verbond. So dis die voorhof, die heilige plek, die allerheiligste. Die voorhof, die heilige plek en die allerheiligste. So was hy opgedeel. As jy nou daar ingestap het, dan wil jy elkeen van hierdie goeders gesien het, soos wat hulle dit daar uitgebeeld het, soos wat hulle ook maar dink, want nie een van ons weet eintlik regtig hoe het hierdie goed gelyk nie. Ons gaan nou vir julle wys of ons die maat is, ons kan weet hoe groot is dit. Ons weet nie presies hoe dit gelyk nie. Nou die verbondsark. Nou wat is daar nou die verbondsark? Ons kyk na Eksodus 5 vers 10 tot 22. Hulle moet dan 'n ark van akasia gemaak. 2,5 L met sy lengte en 1,5 L, is 1,5 L sy breedte en 1,5 L sy hoogte wees. Nou mense, wat is 'n L? Vir gewone ouens met gewone lengte soos ek en jy, is hierdie 'n L. Vir Len is dit 'n L1,5. Vir ons gewone ouens is dit 'n L. Dis van die punt van jou wat noem jy die ding? Tot by daai ding. Jou vinger. So vir gewone mense is dit so ongeveer 50 cm. Okay? So as daar staan 2,5 L met sy lengte wees, is dit 1,25 meter. So dis maar ek hierdie sommetjies bymekaar gemaak. Daar is wel
klein fyn berekeningetjies rondom dit, maar min of meer as jy dit uitwerk, jy sien is waarvan dit uitwerk. En jy moet dit oortrek met suiwer goud, van binne en van buite moet jy dit oortrek. En jy moet daaraan 'n goue kraans maak rondom. En giet daarvoor 4 goue ringe, en sit dit aan sy 4 voete vas, sodat 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant is, en maak draaghoute van akasia te trek dit oor met goud. Nou, wat ek wil hier oplet, my broer en suster, is die detail wat ons God gee. Hy sê nie, ag, maak 'n paar houtgoeders om aan te sit, maak 'n paar goudgoeders sit dit aan skerp. Hy gee die detail, die lengtes, die maates, die breedtes. En jy moet my mooi hoor, so ek weet nie vir jou sê, jy kan jou eie navorsing hieroor gaan doen. Ons het met hierdie, toe die Here dit my gewys het, net gebly by wat die Bybel sê van elle. Iewers het ek dit ook opgelees van 'n man wat gegaan het en al die elle omgeskakel het in metrieke maates, in sentimeters en in meters. En jy moet die fenomenale goed sien wat hulle mee uitgekom het. Oor selfs net in dit. So God het selfs, as jy nou wil terugwerk na meters en sentimeters toe, nog dieper geestelike waarhede raak is. So ons moet weet, ons God is 'n beheer van sy woord. Right. So, hoe het hy gelyk? Hierdie was die ark. Daai gedeelte. Die boks gedeelte, as jy na die boks wil kyk. Hierdie was die mercy seat. Ons gaan nou by hom kyk. By hom kom. So die ark, as hy praat van die ark, is dit net daai gedeelte. Kom ons kyk. Daar is ongeveer 185 verwysings na hierdie artikel net in die Ou Testament. Dit staan onder andere bekend as die ark van die getuienis, Exodus 5:22, die verbondsark van die Here, die ark van die Here, die ark van God, die heilige ark, die ark van die sterkte, en so meer, en so meer, en so meer. So daar word 185 keer na hierdie ding verwys net in die Ou Testament. En hy's gemaak van akasia hout, so baie sterk hout in die Sinaï woestyn, en dit was geag nie bederfbaar te wees. Goud is altyd 'n simbool van God se goddelikheid. Kan maar kyk oral as enige simboliese betekenis. Goud gaan oor die goddelikheid van God. Dit wil sê, in die ark is daar 2 nature wat simbolies dan verwys word. Jesus se menslike natuur, akasia, en Jesus se goddelike natuur, goud. Met ander woorde, verwys na Jesus Christus wat beide menslik en goddelik is. So alles hier, wys hier nie, so ons gaan net kyk hoe dit na mekaar toe trek. Nou, omdat daar staan akasia hout van binne en van buite met goud oorgetrek. Dit verwys weer na 3. So, goud, God die Vader, akasia hout, Jesus in die kruis, en goud in die binnekant, die Heilige Gees. Hierdie 3, goud binne, goud buite. Want Jesus was vervul ook met die Heilige Gees. En hy het deurgegaan en goed gedoen. Nou wat is hierdie ding se lengtes gewees? Kyk mooi. 1,5 el breed, 1,5 el hoog, en 2,5 el lang. So wat was hy breed met ander woorde? As ons nou by daai 75 cm. Was hy breed? Wat was hy hoog? 75 cm. So dit was nie so groot. 75 cm. Was hy hoog gewees. Breed en dan in sy lengte 2,5 el, so hy was 1,25 meter ongeveer. En nou lang die ark. Dan het hy nou sy draaghoute gemaak. Nou is dit interessant. Begin hierdie syfertjies by mekaar tel. Dan kom jy by die volgende interessante goed uit. Die simboliek van die syferwaardes van die verbondsark. 2 maal 1,5. Waaroor gaan dit? Dis die syfer van die godheid, dit gee vir jou 3. 2 maal 1,5 is 1,5 plus 1,5 gee vir jou 3. Die syfer van die godheid, Vader, Seun, Heilige Gees. 2 maal 2,5, waar is dit? 2,5 en 2,5 sit by mekaar, dan kry jy 5. Die syfer van versoening en genade. 4 maal 1,5 as jy omtrek aan die punte, dit gee vir jou 6, dis die syfer van die mens. 2,5 plus 1,5 plus 2,5 plus 1,5 as jy by mekaar tel, gee vir jou 8. Dis die omtrek van die versoendeksel, dis die syfer van opstanding, die nuwe begin. Herinner my aan daai slide, Pieter? Herinner my net aan daai slide, daar sit ek nou wat met die dubbeldoen is weggeraak het. 2,5 maal 4 gee vir jou 10. Dis die bo en die onderkant van die ark se lengte, dis die syfer van die wet, van orde, van oordeel. 8 maal 1,5 gee vir jou 12, dis die omtrek aan beide punte, syfer van perfekte goddelike regering, van autoriteit. 12 stamme, 12 fundamente in die nuwe stad Jerusalem. 12, julle ken die hele ding van die 12 rondom dit. So 3 verwys ons daarna dat Jesus is ook God. 5 verwys daarna dat Jesus bring vir ons versoening en genade. 6, Jesus het mens geword. 8, Jesus het opgestaan uit die dode, new beginning. 10, Jesus alleen het ooit die 10 gebooie volmaak onderhou.
En 12, in hom sal God se perfekte regering of autoriteit op aarde gevestig word. Want nou as hy terugkom, kom hy terug as die leeu van Juda, wat kom heers volgens die orde van Melchisedek as koning en priester op aarde. As hy terugkom, gaan hy die politieke leier en die geestelike leier van hierdie wêreld wees. Amen. Right? So in hom sal God se perfekte regering of autoriteit op aarde gevestig word, en hy het destyds 12 disippels gekies. Al die goed is heen gewys. Nou God se grootheid en sy goddelikheid. Nou het 4 goue ringe en 2 draaghoute oorgetrek met goud gehad. Die draaghoute weer eens hout en goud, 2 nature van Jesus, menslik en goddelik. Die ringe, daar was 4 ringe, syfer van die skepping of die wêreld, noord, oos, suid en wes. 'n ring verwys ook na oneindigheid. Dit verwys na die evangelie wat geneem sal word tot aan die eindes van die aarde. Onthou, Handelinge 1 vers 8 het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. En ek sal dit vir mense ons moet besef. Wanneer ek en jy ook die Heilige Gees ontvang, is dit die sequence. Wanneer ek en jy ons bedag ons harte vir die Here gee, waar is my Jerusalem? Dis my eie huis. Waar is my Judea? My eie dorp. Waar is my Samaria? My eie land. En dan tot aan die einde van die aarde. So, as ek my hart vir die Here gee, moet my eie familie eers sien, papa het verander, mama het verander, hy is nie meer dieselfde nie. En dan moet my ouderlinke broers in die dorp sien, ek doen nie meer dieselfde goed saam met hulle nie. En dan moet my niggie daar onder in Kaapstad en my neefie daar bo in Messina sien, ja, hierdie ou neef van my is nie meer dieselfde nie. Hy het bietjie verander. En dan kan die Here jou stuur tot aan die einde van die aarde. Dis die sequence. Want jy sien, ek kry mense wat hy gee sy hart vir die Here en voordat sy vrou nog sien, het sy lewe verander te doen hy al sendingwerk en rustig. Verkeerde sequence. Verkeerde sequence. Want as jy nie getuienis van God kan wees in jou eie huis nie, hoe gaan jy dit in Rusland wees? Sien, dit is waaroor dit gaan. Want jy moet nog 'n ding verstaan. As Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Baie mense sê, "Wow, ek like dit om te getuig. Ek wil getuig oor wat die Here vir my gedoen het." En sê ek, "Wow, maar kyk net hoe mooi na daai Griekse woord getuig. In die Grieks is dit martus. Martus beteken martelaar. So, as jy krag ontvang, gaan jy God se martelaar word. Want die familie gaan jou begin uitskop. Die mense by die werk gaan jou begin sleg sê. Jy gaan God se martelaar wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot in die einde van die aarde. So dis nie net van, ek getuig, dis so lekker om te getuig nie. Ek kry hoeveel mense wat kom as ons kamp aanbied en sê, ek wil 'n bietjie getuig, Sondag, Maandag was alle helle op. Wat het nou gebeur? Ek het dan nou net gister so lekker getuig. Ja, jy het nie gesê, jy gaan 'n martelaar wees as jy hom maak. Want die vyand kom vir jou. Hy hou nie van hierdie goed. Dis sonder as besef, mense, want dis al die simbolieke wat hier ingebou is. So ek sê, ek raak net aan 'n paar. Daar's nog actually meer. Daar's nog actually baie meer. Want ons almagtige, alwetende, alwyse God het nog meer goed ingesit as wat ek met my bietjie stukkies van die pas moet nog gaan uitkry. Daarom kan jy nog meer gaan ondersoek. Jy gaan nog meer goed kry. En prys die Here daarvoor, want ons moet mekaar weer uitdeel en ons kan almal die groter prentjie beter sien. Nou die 4 ringe verwys ook na die 4 evangelies. Matteus, wat vir ons leer van Christus as koning, die seun van Dawid. Markus, wat ons leer van Christus as dienaar. Want my vrou se favourite teksvers is Markus 10 vers 44 en 45 wat sê, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. So Markus leer ons van Christus as dienaar, die seun van die mens. Lukas leer ons van Christus as perfekte mens, die seun van Adam. En Johannes leer ons van Christus as God die seun, die seun van God. So elkeen van hierdie evangelies leer vir ons ander karaktereienskappe van wie Jesus is. Die ringe kan ook verwys na die 4 morele en oneindige karaktereienskappe van God. Met ander woorde, punt 1 volmaakte heiligheid, punt 2 volmaakte geregtigheid, punt 3 volmaakte liefde en punt 4 volmaakte getrouheid. Weer eens, nie een van ons het daai volmaaktheid in ons. Ons streef daarna, die woord sê ons streef na die volmaaktheid, ons streef na die heiligheid, ons streef om God se geregtigheid te doen. Maar goed, want ons kyk na die ark, kom ons kyk na die versoendeksel, die mercy seat, dit is die gedeelte wat bo op die ark staan, hier moet die engele geer ons opskies. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud, 2,5 L met sy lengte en 1,5 L sy breedte wees, ons het dit net gesien. Maak ook 2 gerubs van goud. Van dryfwerk moet julle maak in die 2 ente van die versoendeksel.
en maak een gerub aan die een end en een gerub aan die ander end. Uit een stuk saam met die versoendeksel moet julle die gerubs maak aan die twee ende. En die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskud. En hulle aangesigte moet na mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees, en sit die versoendeksel op die ark. So, die uitbeelding dat daar Timna, maar nou weet is dalk mooi gelyk, ons weet. Maar die twee gerubs, kyk af, want mense nou met een reg verstaan. Ek het ook 'n hele video op die app oor engele in die Bybel. Gerubs was 'n ander engeleorde as gewone engele. Gewone engele het nie vlerke. Gerubs en serafs het vlerke. So daar's 'n hele klomp engeleordes wat ons van moet leer. So die gerubs het 'n spesifieke betekenis. So die versoendeksel of die mercy seat was effektief 'n aparte item bo op die ark. Want ek het eerlik gesê die ark is die boksgedeelte. Dit was 'n belangrike ding of plek waar die volgende plaasgevind het. Punt 1, dit was 'n plek van heiligheid, geregtigheid en oordeel. Kom sê ons so, gaan dit nou vir jou wys. Punt 2, dit was 'n plek van versoening. Punt 3, dit was 'n plek van genade en rekonsiliasie of herstel. Punt 4, dit was 'n plek van waar God met die mens gepraat het. Want van daar af het God met Moses gespreek, sê die Bybel. Nou net om in die teksverse kyk. So dit is hoekom al daar plaasgevind het. Want dit is van waar God met die mens gepraat het. Punt 5, dit was die plek van die heerlikheid van God, die Shekinah glory. Punt 6, dit was die plek waaroor God se naam uitgeroep was. Die twee gerubs wat op die versoendeksel neerkyk en wat saam met die versoendeksel uit een stuk goud gemaak is ook verwysing na die drie-eenheid van God. Hoekom? Want op die versoendeksel is die bloed eenmaal per jaar deur die hoëpriester gesprinkel om versoening te doen vir die volk se sonde. So nou dit was op Yom Kippur, die dag van versoening. En die hoëpriester alleen ingegaan, hy het eers 'n sondofferbul geoffer vir sy eie sondes en dan 'n bok wat geoffer is vir die sondes van die volk. En daai het nog altyd baie gebaffel. Want hoekom sou hy 'n sondofferbul vir sy eie sondes moes offer en vir die volk net 'n bok? Want dit wys vir ons mag nooit ooit dink ons is sondeloos. Jy mag hoe heilig wees, jy kan hoe lank 'n pad met die Here loop. As nie 'n dag wat ons kan sê, nee, wat ek is nie, ek weet nie sondeloos nie, ek is sondeloos. Dis pride. Dis trots en hoogmoed. So ons sondebelydenis moet deel wees van ons daaglikse lewenswese. So dit was die plek, of daai versoendeksel, is waar die bloed eenmal 'n jaar op Yom Kippur gesprinkel was. En daar was spesifieke hoeveelhede bloed wat gesprinkel was in die speen. Die gerubs is nie gewone engele nie, is van 'n baie hoër orde. Daarom kan afgeleid word dat die twee gerubs wat op die versoendeksel en die bloed van versoening neerkyk, ook simbolies, kyk maar wat ek daar staan, kan verwys na die Vader en die Heilige Gees. Baie mense sê, nee, maar ek stem nie saam. Dis okay, jy hoef nie saam te stem nie, ons weet nie presies nie. Ja, weet dan ook God weet. Want dit kan daarna verwys. Hoekom? So weer eens, Vader aan die een kant, Seun se bloed in die middel, Heilige Gees aan die ander kant. So weer eens kan dit aan die drie-eenheid verwys. Sê dit kan. Right? Volgens die Bybel het God se heerlikheid, sy Shekinah glory, fisies vanaf die versoendeksel geskyn in die allerhoogste verlig, allerheiligste, ekskuus. In Hebreëus beteken Shekinah the one who dwells. The one who dwells. En in Levitikus 16 vers 2 lees ons, en die Here, Jahwe het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel voor die versoendeksel wat op die ark is nie, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wil op die versoendeksel. Dis wat God met hom gesels het, dis wat God verskyn. Dit is ook van hier af wat Moses 'n hoorbare stem met hom hoor praat het, Numeri 7 vers 89. En as Moses in die tent van samekoms gegaan het om met hom te spreek, het hy die stem met hom hoor spreek van die versoendeksel af, wat op die ark van die getuienis is, tussen die twee gerubs. So weer eens mense, kom ons lees wat daar staan, en ons verstaan wat daar staan. Ons hoef nie allerlei lang snaakse interpretasies, van waar het God met hom gepraat? Tussen daai twee engele. Dis wat God met hom gepraat het. So, hier is 'n ander kunstenaarsvoorstelling vir hoe dit dalk ongelyk het. Hoe die engele dalk ongelyk het, die gerubs, en dan waar God dan nou tussen die twee engele se heerlikheid dan nou beskyn het en hy met Moses gepraat. Hierdie ons weet nie. Ons weet nie, een van ons is hoëpriesters in daai tyd gewees om dit te kan weet nie. Nou binne in die ark, en nou weer eens, hier is die ark, daar is die versoendeksel. So binne in die ark was daar 3 dinge geplaas, wat ook verwys na die drie-eenheid van God. Wat was daai 3? Punt 1, die tafels vir die 10 gebooie. Simbolies verwys hulle na God die Vader as die wetgewer.
Punt 2, die goue pot vol manna, simbolies verwysend na God die Seun as die brood van die lewe. En punt 3, Aaron se staf wat geblom het, simbolies verwysend na God die Heilige Gees wat ons sy vrug laat bring. So weer is niks van hierdie goedes is toevallig daarin nie. En dan nou was wat die woord toevallig beteken, né? Toeval God se lig op die omstandighede. So, as ons hierdie goed begin raak sien, is daar soveel dieper betekenisse. Nou die 3 artikels in die ark verwys ook dan nou punt 1 na die 10 gebooie, die wet, die weg. Punt 2 die manna is die waarheid. Punt 3 die staf, die lewe. En is dus niks anders as nog 'n simboliese eenwesing as Jesus Christus nie, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. So ons moet besef, mense, hierdie almagtige God van ons. Maar soveel meer, as ek daai lesing oor die 3 eenheid op doen, dan dink ek julle sê julle moet my help, want dit is nou die moeilikste ding om ooit te probeer verduidelik. Want as ek en jy as menslike besiggies, met hierdie klein koppies van ons almagtige God perfek kon verduidelik, dan was hy nie God nie. Dan was hy nie God nie, maar dan pas hy in ons koppies. Ons kan nie hierdie almagtige God perfek verduidelik nie. Maak nie saak wat ons doen nie, dis nie feit, hy is nog steeds God. Want die Bybel sê, die verborgene dinge is vir Here, die geopenbaarde dinge is aan ons en ons kinders. Nou mense, weet jy wat is interessant om te leer, die sien in daai hele tabernakel, ek in die prentjie wat ek net vir gewys het. So kyk, die voorhof is verlig deur natuurlike son, want hy was buitekant die tent. Die heilige plek, die eerste gedeelte, is verlig deur die 7 lampies van die goue kandelaar, die menorah. Ons gaan nou by die menorah. En die allerheiligste is verlig deur God se eie heerlikheid. Daar was geen lamp. Sonlig, lampies van die menorah, God se heerlikheid. En dit is wat ons in die ewigheid gaan beleef, né? Want die Bybel sê die son en die maan gaan nie daar wees nie, maar die heerlikheid van God gaan die ewigheid verlig. Dit is net wonderlik om te dink, jy weet, dit beteken ek en jy gaan in alle ewigheid in een lang dag lewe. Nie so waarvan praat jy nou? Wat as die son en die maan nie daar is, gaan ons nie dag en nag hê nie, of redeneer ek nou verkeerd? Nee, ek redeneer nie verkeerd nie, maar die son en die maan gaan nie meer. Hoekom is die son en die maan vir ons hier om dag en nag te onderskei? So as hulle weg is, en ons het net die heerlikheid van God in die ewigheid verlig, gaan ons in een lang dag wees. Dan sê vir die mense, maar jy al ooit besef, jy lewe nog altyd in een lang dag. Ons vra so uit is oom. Hoe oud is oom? 73, right. Nou oom Frans lewe al vir die afgelope 73 jaar in een lang dag. Is echt nie tot man, waarvoor praat jy nou? En kom ek vraag jy die vraag. Het jy al ooit in môre wakker geword? As jy wakker word, is dit vandag. En as jy wakker word, is dit vandag. En as jy wakker word, is dit vandag. Jy het nog nooit in môre wakker word. Jy sien, ons noem die dae, Saterdag, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, want ons het die son en die maan. Maar tog is die Here besig om ons voor te berei vir een lang dag. Nou wat moet ons doen? Ons moet leer om in vandag te lewe. Amen. Want weet jy wat doen die Satan met ons? Hy sê altyd vir mense, daar's 3 dae, ons die Bybel van lees. Gister, vandag en môre. Nou, Matteus 6, vers 9 tot 13, ons Vader wat in die hemel is, dan sê hy, en gee ons vandag ons daaglikse brood. Dan sê Lukas 9, vers 62, hy wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Dan sê Matteus 6, vers 34, en kwel jou nie oor die dag van môre nie, want môre het genoeg van sy eie bekommernis. So waar wil God ons hê, my broer en my suster, in vandag? Waar wil Satan ons hê? Eerder en gister, waar hy my kan herinner aan al my flops, my foute wat ek gemaak het, my verkeerde besluite en dies meer, of hy gaan my in môre intrek met vrees. Waar ons die rekening betaal. Wat soek jy dan? Die woord sê maar nie daar wees nie. Wat soek jy hier? Die woord sê nie daar wees nie. Waar moet ek wees? Vandag. Want jy sien, ons is so of besig met gister of môre, ons mis vandag. Ons mis vandag. En ons het vandag werk. Ons het vandag, as hierdie dag vandag dag is, het ek en jy nodig om iemand se lewe te gaan aanraak met die evangelie. Het ek nodig om iewers 'n saadjie in iemand se lewe te saai vandag. Maar as ek so besig om te worry oor my rekeninge van môre, of ek so besig om te top oor al my foute van die verlede, ek is half verlam, ek kan nie opstaan van die tafel af, iets te gaan doen daar buite nie. En Satan lag vir ons mense. Want dit is Satan in hierdie boek beter as ek en jy. Hy weet hoe hy daai verse teen ons kan gebruik. En hy gebruik dit teen ons.
Maar die punt is, dit hierdie almagtige God, wat binne my en jou is. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Want jy sien nie so Openbaring 21 vers 23 net daar bevestiging van wat ek vir jou sê. En die stad, dis die nuwe stad Jerusalem. En die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Want die heerlikheid van God het hom verlig en die lamp is hy. Alleen. So dis waarna ons gaan, mense. So het gestaan vir gesê, wat 'n wonderlike vooruitsig. Nou punt 4, kom ons kyk, want nou werk nou terug. Die verbondsark af, voorhangsel, nou gaan ons kyk na die goue wierookofferaltaar of die reukaltaar. Eksodus 30 vers 1 tot 6 sê, jy moet ook 'n altaar maak op reukwerk, rand van akasia, moet jy dit maak, 'n L met sy lengte wees en 'n L sy breedte. Hoeveel is 'n L? 50 cm. Vierkantig moet dit wees, die 2 L sy hoogte, hoe hoog is dit? 'n meter. So die ding is 1/2 meter by 1 meter hoog. Nie vreeslik 'n groot ding nie. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees, en jy moet dit met suiwer goud oortrek. Die plaat aan die sykante rondom en die horings, en maak daarvoor 'n goue kraans rondom. Maak ook 2 goue ringe daarvoor, onderkant die kraans aan weerskante. Jy moet die aan die 2 sykante maak, en hulle moet dien as plekke vir die draaghout om dit daarmee te dra. En maak die draaghoute van akasia uit, trek dit oor met goud, sit dit dan voor die voorhangsel. Mense, kyk na ons God se detail. Weet jy wat vir my altyd baie stunning, om hier te kan staan en te kan kyk na God se detail. It's beautiful to see your God. Jou hart, op gebrek dan. Jou, wat ook al, het die Here spesifiek 'n plan mee, hy het jou in detail gepak. Jy special vir ons Here, vir ons God. Maar kyk sy detail, maar goed, kom ons kyk met hierdie wierookofferaltaar gelyk. Die uitbeelding in Timna lyk so, maar daar het hulle dit so 'n bietjie misgetas in die sin dat hulle van 4 ringe gesit. Terwyl daar gestaan het, maak 2 goue ringe. Want jy sien, hoekom sou 2 nie regtig werk nie? Daai ene dink ek is ander kunstenaars voorstelling is meer korrek. Want onthou nou, die priesters het die ding om hulle skouers gedra. As daar 4 ringe aan daai ding was, en nou hang hy so, en hulle moet teen 'n opdraande opgaan, dan gaan die goed afval. Maar as daar net 2 ringe was, dan kan hy so. Verstaan jy? So oor opdraandes gaan, oor afdraandes gaan, hy sou gelyk bly hang het. So moet ek sê, daar is miskien so baie mooi uitgebeeld nie, maar weet jy, ons weet nie, ons sê dan nie, die mens probeer maar in sy nietigheid, probeer hy dit maar uitbeeld om vir mense te kan leer, wat is daar alles daar binne. Maar weet jy, sy grootte, 1 L breed, vierkantig, soos 1/2 meter by 1/2 meter by 2 L hoog, so dis 1 meter hoog. Dis nie 'n vreeslike groot ding gewees. Nou die reukaltaar was gebruik om 'n baie spesifieke tipe wierook te brand. Wierook is 'n simbool van ons gebede, Psalm 141 vers 2, sê dat julle gebed soos 'n reukoffer voor die Here staan. Wierook styg op vanaf die altaar na God. Ons gebede styg op vanuit ons harte na God. Die reukaltaar is dus 'n simbool van Jesus Christus se bediening van gebed en intersessie vir ons. En ook die gebede van die Heilige Gees in en vir die kerk. Nou Romeine 8:26 sê, as ons nie weet wat om te bid nie, die Heilige Gees tree vir ons in met versigtinge wat nie in woorde omgesit kan word nie, ooreenkomstig die wil van God. So ja, my broer en suster, weet jy, onthou ons het gisterand gepraat en die Here het my gesê daar is tye wat hy gaan stil wees, want ek hom nie gaan hoor nie. Maar dan is daar ook tye wat ek nie weet wat om te bid nie. Wat doen ek dan? Ek vra Heilige Gees, bid asseblief vir my en ek shut up. Hoekom? Want dan bid hy vir my ooreenkomstig die wil van God. So kan hy verkeerd bid? Nee, hy kan nie. Nee, hy kan nie. Jy sien ons maak hierdie nooit prakties ons eie nie. Ons wil dit of interpreteer of ons op mekaar daaroor redeneer, dat ons dit nooit net letterlik met eie maak en dit begin toepas nie. Dit was die hoogste item, 2L, in die heilige plek. Verwys daarna dat Jesus se bediening van intersessie vir die heiliges die belangrikste plek moes bekleed in die 2000 jaar kerkdispensasie. Want onder 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Raak dit in die Christene, ons hou op. Ja, ek stel nog gebid. Ek stel nie meer lus nie. Wie sê daai gedagte nie? Satan. Want Satan wil nie, jy moet gehoorsaam wees. Ja, want jy moet moontlik om te bid sonder ophou. Jy sien ons probleem is, ons dink, gebed is net om my oë toe te maak, op my knieë te staan en tot die Here te bid. Ja, dit is deel daarvan. Maar gebed is ook as ek in my kar ry, op die pad, my oë is oop, maar ek loof die Here, ek praat met die Here, ek sê gebed tot die Vader.
Ek kan bid sonder ophou. Ek kan bid terwyl ek voor my rekenaar sit en werk. So ek kan bid sonder ophou. Maar die vyand wil ons stop. Ekskuus. Hy wil nie ons bid sonder ophou. Dit was die hoogste item, né? So ons moet besef. Ekskuus. Nou die weekaltaar is die laaste item vir die voorhangsel. Nou ons werk nou terug, né? Ek breek hierdie Jesus aan. Met ander woorde, dis aan die einde van die heilige plek. Voorop, heilige plek, allerheiligste. Einde van die heilige plek. Dit wil sê aan die einde van die 2000 jaar kerkdispensasie. Verwysing na die feit dat die bediening van gebed en intersessie in hierdie laaste tye waarin ons bevind, 'n baie belangrike plek vir alle Christene bediening. Dankie Boeta. Die team is daar. Ons is deel van dit al. So, altyd baie lekker. Nou, hoe het hierdie wierook hierdie goed gelyk wat hulle gebrand het? Eksodus 30, vers 34 en 35. Verder het die Here vir Moses gesê, verder het Jahweh vir Moses gesê, neem vir jou speserye, mense tel hulle nou weer, kyk mooi. Punt 1, storakskom. En punt 2, naaltjies. En punt 3, galbadam speserye. En ook punt 4, suiwer wierook. Alles in gelyke hoeveelhede. En maak daar reukwerk van mengsels, as jy self meng dit maak, met punt 5, sout gemeng, suiwer en heilig. Hoeveel? 5. Die reukwerk wat daarop gebrand moes word, het uit 5 spesifieke bestanddele bestaan. En weer eens 5 is die syfer van genade en versoening. Mense, niks is toevallig in die opstel van hierdie tabernakel. Niks. Maar goed, nou gaan ons 'n bietjie terug nou. Nou kom ons na die tafel van toonbrode. Maak ook 'n tafel van akasia-hout. 2 L met sy lengte en 1 L sy breedte, 1,5 L sy hoogte, 1,5 L, 75 cm. En maak daarvoor 'n goue kraans rondom. Maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed rondom en maak 'n goue kraans vir die lys rondom. Mense, kyk na die detail. Kyk na die detail van ons almagtige God. En maak daar 4 goue ringe voor en sit die ringe vas aan die 4 hoeke van die 4 pote. Naby die lys wil die ringe wees as plekke vir die draaghoute om die tafel te dra. En maak die draaghoute van akasia-hout en trek dit oor met goud. Akasia-hout, goud. Goddelike natuur, menselijke natuur. Daarmee moet aan die tafel gedra word. Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word. Van suiwer goud moet jy dit maak en op die tafel moet jy altyd weer toonbrood voor aansit. Yes, prys die Here vir die neem. Dankie Vader. Vir die seëning, ons beloof nie daarvan. Right, so hier is nou 'n touna uit en nou weer op so uitgebeeld. Dis nou die tafel so gelyk het. 1,5 L, so 75 cm sy hoogte, 2 L sy lengte, soos 1 meter lank en dan 1 L breed, so 50 cm. So hy is 50 cm by 1 meter by 75 cm hoog. Was hierdie tafel. En elke Saterdag moes hulle 12 toonbrode, varsgebakte toonbrode, bo-op daai tafel neersit. Weer is dit verskeie verwysinge, maar een van die verwysinge daarvan, van daai 12 toonbrode was die 12 stamme van Israel, wat voor God se aangesig verskyn het. Maar dit moes elke Saterdag vervang word, met vars toonbrode. En die tafel met toonbrode het onder andere verwys na die 12 stamme van Israel, wat daagliks voor God se aangesig verskyn het. Maar mense, vir my deel, is dit ook verwysing na Jesus Christus se bediening in die kerk. Verwys simbolies na Jesus Christus homself as die brood van die lewe, wat self daagliks vir die Vader se aangesig verskyn vir wie? Vir my en vir jou. Want ons het een middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus, ons Here. Right? As ook die verbondsmaal, of die nagmaal soos ons het ken, wat die kerk en ons as priesters aan mag deel. Weer eens houtige, Jesus se 2 nature, menslik en goddelik. Nou interessant genoeg, het die tafel van toonbrode 2 goue kraanse gehad. En dis nie mooi uitgebeeld weer eens op my ene in Timna nie. Maar 2 goue kraanse rondom gehad. Symbolies verwysing na die 2 ampte of krone wat Jesus gedra, naamlik die koning en priester na die orde van Melchisedek. Daar was 'n handbreedte tussen die 2 goue kraanse, wat moes keer dat die items van die tafel afval. En symbolies verwys dit daarna dat dit die hand van Jesus is, wat keer dat ons val en sy hande was teenoor. En dan hy sê, ek ondersteun jou met my reddende regkracht.
Dis as die simboliese betekenis in mense en nog meer, die dieper betekenis in die goed, wat ons nie eers van kan dink nie. 3 van die items in die tabernakel het goue kraanse of krone rondom gehad, naamlik, punt 1 die verbondsark, en dan die allerheiligste. Dis 'n simbool van die Vader wat met ons in verbond sluit. Punt 2, die tafel van toorbrode, 'n simbool van die Seun as brood vir die lewe. En dan die wierookofferaltaar, simbool van die Heilige Gees wat bid vir die gelowiges. En niks is toevallig nie. Net 3, die krone. Vader, Seun en Heilige Gees. Die priesters moes die 12 brode in die heilige plek opeet elke Sabbatdag, sodra hulle nuwe vars brode kom neersit het. En dan weer eens, ons het gekyk daarna dat die heilige plek gedeelte was 10 x 10 x 20, dis 2000, die kerkdispensasie of die kerktydperk, die Nuwe Testament. En dis verwysing daarna dat ons as priesters in die kerkdispensasie of die kerktydperk Jesus se liggaam as brood van die lewe moet eet, die vir ons maak. Die vir ons maak. Want onthou, ons het maar die nagmaal genoem omdat dit in die nag ingestel is, maar dit is 'n verbondsmaal. Want Jesus het gesê toe hy daai dag die beker neem, toe sê hy dit is die Nuwe Testament in my bloed. En hy woord testament beteken verbond. Dit is 'n verbondsmaal. Dis waaroor dit gaan. Nou goed, kom ons gaan op terug. Ons het nou net die allerheiligste gehad, ons het die verbondsark gehad, ons het nou die tafel met toorbrode gehad. Kom ons kyk nou na die goue kandelaar of die menorah in Hebreëus. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud, van drywerk met die kandelaar sy voetstuk en sy stam gemaak word. Sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies soos 'n mandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom. 3 kelkies soos 'n mandelblom aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So moet dit wees, aan die 6 arms sal die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos 'n mandelblomme wees, met knoppe en blomme. Daar moet 'n knop wees onder die eerste paar arms wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die tweede paar arms wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die derde paar arms wat daaruit uitgaan, vir die 6 arms wat die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit een stuk wees. Alles saam, een stuk drywerk van suiwer goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak. En hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteenoor laat val aan die oorkant. Aan die voorkant, sorry. So, hier is nou weer eens uitbeelding. En Timna is hy so uitgebeeld. In Jerusalem staan daar so 'n groot goue glaskas. En daarin is groter as hy. Maar niemand weet hoe groot is dit werklik gewees nie. Want daai grootte gee die Bybel nie vir ons. As jy opgeleid, daar staan niks van 1L, 1L, 2L, 4L, 5L, wat ook al nie. Niks. Daar is nie 'n grootte vir ons gegee. So niemand weet presies hoe groot hy was. Maar mense, ons moet besef, hierdie was nie soseer 'n kandelaar met 7 kersse of 7 ligte nie, maar effektief 'n lampstander, waarop 7 olielampies gestaan het. So daar was 'n olielampie op elkeen van hierdie 7 arms wat daar was. Kersse brand by wyse van selfverbranding, terwyl olielampies brand by wyse van deurlopende voorsiening van olie wat daarin gegooi word. Verwysing daarna dat die kerk nie selfverbrandende liggies moet wees nie, maar wel 'n lampstander vir die goddelike olielamp van die Heilige Gees wat ons deurlopend vervul met sy olie. Amen. Deurlopend. Ek vra elke dag vir Here, ek wil graag nog meer van die Heilige Gees. Hoekom? Dan kan ek meer uitdien. Want iemand het een keer mooi het na 'n preek geluister waar die persoon gesê het, wil jy 'n reservoir wees, 'n dam wat water ontvang tot hy vol is en dan staan hy en hy staan en stagneer, of wil jy 'n kanaal wees wat heeltyd lewende water van bo af ontvang? Want hoe meer jy onder uitdeel, hoe meer kan jy bo ontvang. So jy kan besluit, wil jy die reservoir wees wat aan een kant sit en stagneer, of wil jy 'n kanaal wees wat heeltyd nuwe skoon water ontvang van die Heilige Gees. En dit is interessant om te leer dat daar geen maat is gegee is vir die maak van hierdie item nie. Dit kan daarna verwys. Weer eens, sê meneer of mense kom sê, ja, maar ek stem met jou saam nie, jy hoef nie. So ek sê, dit kan daarna verwys. Ons weet nie, God is in beheer, hy is die almagtige God. Kan daarna verwys dat ons nie die lig van God wat in die kerk openbaar sal word oor tyd en ewigheid kan weet nie. Ons kan nie.
So ek sê, ons kan nie die almagtige God in ons klein koppies behoorlik verduidelik nie. Maar het is interessant, mense, die simboliek van die kandelaarse syfers. Dit was een stuk goud. Wat is een? Dit is 'n symbool van eenheid. Met 3 kelkies, Vader, Seun, Heilige Gees. 7 olielampies. 7 is die syfer van volmaaktheid, volheid en van die Heilige Gees. 9 ornamente in die arms. 9 vrug, 9 gawes van die Heilige Gees. 12 ornamente in die hoofarm. Apostoliese volheid, goddelike autoriteit op regering. 12 toonbrode. 12 ornamente van die hemelse Jerusalem. 12 stene op die hoëpriesters op borsplaat. 12 stamme van Israel. 12 apostels van Jesus. Alles is daar. En dan, hierdie interessante totaal. 66. Dis die totaal van die kelkies, die knoppe en die blomme op al die arms, verwysende na die 66 boeke van die Bybel. Sien my broers en susters, ons moet besef, hierdie is een stuk goud, wat het 66 verskillende boeke bestaan. Nou sê die mense, ja nee, maar as sekere boeke uit die Bybel uitgehaal en terugsit, okay, fine. Sit daai boek nog met jou in, sodat jy dit nie uithaal. En dan mag jy meer as 66 wees. Hoekom? Want die menorah is die symbool van die Heilige Gees in die Nuwe Testament. En die Bybel sê, the whole of Scripture is Holy Spirit breathed. Is Holy Spirit breathed. So as jy nog ander boeke wil insit in die boek, wat gaan jy uithaal? Dan kan net 66 wees. Nou die Rooms-Katholieke Bybel bevat 73 boeke. Want dit ook die apokriewe boeke in. Wat die Rooms-Katholieke goeders is, wat van Braaiens en goeders is, wat skrikwekkend is. Sien, ons moet besef. As jy nou gaan tel, 3 groepe van kelk, blom en knop aan elke arm is 9 per arm. 3 arms maal 9 geef jou 27 boeke in die Nuwe Testament. Die ander 3 arms plus die middelarm se 4 groepe van kelk, blom en knop is 27 plus 12, dit geef jou 39 as 39 boeke in die Nuwe Testament. Toevallig, nee. Nee, dit is niks toevallig, mense. Maar dis hoekom ek sê, almal wat so wil argumenteer oor ander boeke terug te sit in die Bybel, jy moet dit maar by die Here uitlaat. Ek is baie happy met dele wat Vader vir my gegee. En ek bou my ewigheid met 'n rustige hart op hierdie boek. Met 'n rustige hart. Dis hoekom my nuutste boek wat ek laasweek uitgebring het, Elena, is profetiese woord in die Bybel. Hierdie boek is die enigste heilige boek van alle gelowe op aarde wat profetiese woord bevat, wat letterlik vervul is en nog letterlik vervul sal word tot die einde. Dis hoe ons weet, ons het die regte boek, dis hoe ons weet, ons het die regte God, dis hoe ons weet, ons het die regte geloof, en ek kan my ewigheid met rustigheid aan. Die goue kandelaar herinner ons ook daaraan, dat dit slegs die Heilige Gees se lig is, wat vir ons die waarheid soos vervat in die 66 boeke van die Bybel kan verlig op Openbaring, Johannes 16 vers 13. En wanneer hy gekom in die Gees van die waarheid, sal hy jou in die hele waarheid leid. En 1 Johannes 2 vers 27 sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, want soos die salwing julle geleer het, so moet julle in hom bly. Heilige Gees. Die kandelaar het nie bestaan uit 66 aparte stukke nie, maar daar was 66 ornamente, wat uit een stuk goud gemaak is. Net soos die Bybel 66 boeke, wat deur die Heilige Gees van God in een boek saamgevoeg is. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God. Ons moet besef dat mense weet dat as daar een symbool in die tabernakel is, wat vir verskriklike klomp nuwe, dieper betekenis kan gee in die menorah. Daar is soveel goed in die menorah. Jesus Hebreëse naam, Yeshua, is ook in die menorah. Alles daar. Daar is soveel wonderlike goed wat jy daarin kan leer, maar oppas dat die mense hierdie is net vaskyk en dit moet. Ons moet verder gaan. Nou wat sê wat die koper waskom, dis nou weer, nou soos nou ons gaan nou verbondsaard, tafel van Bierkofferaltaar, tafel van toonbrode, menorah, daar ons uit, buite die voorhof in, die koper waskom. Jy moet ook 'n koper waskom maak met sy koper voetstuk om dit te was. En sit dit tussen die tent van samekoms en altaar, en gooi water daarin, dat Aaron en sy seuns hulle hande en voete daarin kan was. As hulle in die tent van samekoms gaan, moet hulle met water was, sodat hulle nie sterwe nie. Nou, die feit dat daai ding soos 'n doopvond lyk, beteken nie dis hoe klein hy was nie. Hy was groot genoeg dat die priesters hulle self daarin kon was. En die koperwaskom was gemaak van die koperspieëls van die vrouens. Hierdie is maar interessant. Die koperspieëls. Binne was dit goud. Buite is dit koper.
Hy het ook die koperwaskom gemaak met sy kopervoetstuk. Uit die spieëls van die diensdoende vroue wat by die ingang van die tent van samekoms gedien het. So dis 38 vers 8. Dit verwys daarna dat die water van die woord 'n spieël is waarin ons onsself moet was en waarin ons onsself moet sien. Jakobus 1 vers 23-25, Spreuke 27 vers 19, Efesiërs 5 vers 26. Dit verwys ook na die waterdoop, wanneer ons onsself moet reinig en die ou vuil mens moet neerlê voordat ons skoon in die heiligdom kan ingaan. Romeine 6 vers 4, 1 Petrus 3 vers 21. Mense, ons moet een ding reg verstaan. Ek is nie gedoop as ek 'n paar druppels water op my voorkop kry nie. Maar my vanoggend. Hoekom? Want Romeine 6 vers 3 en 4 sê die doop is 'n begrafnis. Kolossense 2 vers 12 sê die doop is 'n begrafnis. Wat moet 'n babatjie begrawe? Niks. Wat moet 'n sondige, volwasse persoon van sy hart na die Here toe draai begrawe? Sy ou mens. Ek moet my ou mens neerlê onder die water en ek moet opstaan in 'n nuwe lewenswandel in Christus. So ons moet dit verstaan. Die vyand het daar ook so 3 weke terug 'n nuwe boekie uitgebring oor die klein doop versus die groot doop. Want dis die ding wat die vyand ook seker gemaak dat die Christene so met mekaar stry oor dat niemand wil besef waaroor dit gaan nie. Nou as my Bybel sê die doop is 'n begrafnis, vra ek altyd vir mense, okay. Maar as jy al met in 'n begrafplaas, enige van julle, natuurlik ons almal was daar. En as jy nou in daai begrafplaas instap, het jy gesien dat al die geraamtes lê bo op die grond met 3 kluite op hulle voorkop? Of was hulle onder die grond? Hulle is begrawe. Die doop is 'n begrafnis. Was jy al onder die water? Want jy sien die Griekse woord baptizo, hulle spreek hom uit baptizo, wat met verwysende na die doop, die Engelse woord baptize, beteken to make fully wet. As jy nog nie fully wet was nie, as jy nog nie gedoop het met broers, dan sê die mense nie, jy is 'n beter doper as jy dit nou gaan doen. Ek het nie veel, kan jy beter doper word as jy nog nie gedoop was nie. So dit hanteer ek alles maar, ons gaan nie vandag verder nog praat. Right, die brandofferaltaar, dan ons in die koperwaskom, dan ons die brandofferaltaar, verwys na bloed, die koperwaskom na water. Die 2 elemente wat die Jesus in sy gekom het, toe die spies in sy sy gedruk was, daar aan die kruis. Want hy het vir alle sondes kom sterf op die aarde. En nou soos op die voorhof. Kom ons kyk nou na die brandofferaltaar. Jy moet ook die altaar van akasia uitmaak. 5L met die lengte wees en 5L die breedte, vir die kantig van die altaar wees, 3L sy hoogte. En jy moet sy horings op die 4 hoeke maak, sy horings moet daarmee saam in 1 stuk wees, en jy moet dit met koper oortrek. En maak nou, kyk nou mooi, tel hulle weer. Maak sy potte om die as te verwyder, ook sy skoppe, en komme, en virke, en 4 manne, 5. Al die gereedskap moet jy van koper maak. Jy moet daar 'n traliewerk aan maak, 'n netwerk van koper, en dan die net 4 koperinge maak aan die 4 hoeke. En jy moet dit onder die lys van die altaar bevestig onderaan, sodat die net tot by die helfte van die altaar kom. Jy moet ook draaghoute van die altaar maak, draaghoute van akasia, dit trek ek oor met koper. En die draaghoute moet in die ringe gesteek word, sodat die draaghoute aan albei kante van die altaar is as jy dit dra. Jy moet dit hol van planke maak, soos dit op die berg getoon is, so moet hulle dit maak. So weer eens, op die berg het Moses hierdie blou druk gekry. So moet hy gelyk het. In Engels praat hulle van 'n brazen altar. Hy sou so gelyk het. Hy is hol, hy is oop bo, hy is oop onder, en dan was hy hierdie traliewerk wat tot in die helfte gemaak is. 5L by 5L by 3L. 3L hoog, so maar hy was 1,5 meter hoog. By 2,5 meter breed en lank, vierkantig. En die simboliek van die brandofferaltaar se grootte is 3, die syfer van die Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Want al 3 is betrokke wanneer 'n offer gebring sal word. 5, die syfer van genade en versoening. Die brandofferaltaar was die plek waar kosbare bloed gestort was om versoening te doen vir die volk se sondes. Jesus het sy kosbare bloed vir ons gestort op Golgotha, deur die finale en volmaakte offer vir ons sondes te word. Jesus het 5 spesifieke steekmonde ontvang op die kruis, sy 2 hande, sy 2 voete en sy sy. Daar was ook 5 soorte items gemaak vir die altaar, potte, skoppe, komme, virke en 4 manne. Dit is interessant om te let, dat die syfer 5 die mees prominente syfer in die hele tabernakel is. Dit gaan alles oor genade. Ek en Pieter het gister op pad hier voor ons verlede opgelaai het, met mekaar gepraat oor dat elkeen van ons, as ons die dag sterf, gaan voor God se troon staan as gevolg van een ding, sy genade.
Nie omdat enigeen van ons baie grand was en ek het vreeslik baie vir die Here gedoen of iets van die Here nie. Ons gaan almal daar staan op grond van sy genade. Dis al. So ek gaan niks om te roem, behalwe op sy genade. Die altaar was vierkantig, wat ook weer verwys na die boodskap van versoening en die sterf aan die self en die neerlê van die sondes beskikbaar is vir en uitgedra moet word na die vier uithoeke van die aarde. Dit was gemaak van akasia met koper in die binne en die buitekante daarvan. Verwys ook na koper buite God die Vader as regter van sonde. Akasia het in die middel Jesus in die kruis. Koper binne in die Heilige Gees wat in ons woon en ons oortuig van sonde. Johannes 16 vers 7 en 8. Die altaar was hol en van planke, simbolies van nog 'n waarheid. Naamlik, dit was oop na die hemel toe en na die grond. Jesus het ook kommunikasie met die Vader in die hemel, maar hy is ook die een wat kommunikasie met ons in die waarheid het. Hy alleen is die enigste ware tussenganger tussen God en die mens. Nie Jesus en moeder Maria, of Jesus en die ancestors, of enigiets nie. Jesus is ons moeder. Neem kennis, dat net een altaar was, net een voorhof, net een tabernakel en net een weg. Dit verwys alles profeties en simbolies na Jesus Christus. Dis in die Ou Testamentiese gelowiges se geloof in die versoening van die bloed op die altaar heen gewys na dieselfde versoening in Jesus se bloed waarna ons as Nuwe Testamentiese gelowiges kyk. So hulle het vorentoe gekyk na Jesus se versoenende bloed, ons kyk terug na Jesus se versoenende bloed. Ons kyk na dieselfde persoon. Hulle het na dieselfde persoon gekyk as ons. So dis wat ons moet besef, dat mense moet ook verstaan. Al die diere wat geoffer was, se bloed het nie hulle sondes weggevee nie. Die bloed het hulle sondes bedek, sê die Bybel. Jesus se bloed het ons sondes weggeneem. Dis hoekom Jesus die finale offer was. Dis hoekom ons nie meer offerandes doen vandag nie, want alles is vervul in Christus. Kevin Conner skryf in sy boek, there was nothing beautiful about the slaughter of animals. So kan jy indink, die hele ding nou daar. Daar word bomme geslag, daar word bulle geslag, daar word skape geslag. Hoe dit geryk? Hoe dit gelyk? Binne in daai voorhof. There was nothing photogenic about the body and blood of the slain victims. It was probably a smelly, ugly, repulsive sight. In fact, it was not meant to be pretty. It was the place of judgment. It was a scene of fire, smoke, and the shedding of blood. This scene points us to Calvary, Golgotha. It was not a pretty sight. But without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. No blood means no life. Man tries to make salvation so attractive to the pagan world by concealing the cross. He even tries to make the cross as something attractive to the flesh. But the cross was not attractive in the Bible days. The cross was the instrument or place of death. Jy sien nou is die probleem, mense. Ek het ook 'n hele video oor die boodskap van die kruis versus die kruis. Nou hang ons 'n kruis op ons nekke, of in ons karre, of in ons kerke, en raai wat gebeur? Ons ervaar dood in huwelike, dood in finansies, dood in verhoudinge, geestelike doodsheid, en ons wonder ook op. Jy sien my broer en suster, die moet nie reg verstaan. As jy nou ry tussen hier en Bridgetown, jy sien 'n kruis daar staan, wat het daar gebeur? Iemand is daar dood. So, as jy in die begrafplaas instap, jy sien die kruis daar staan, wat het daar gebeur? Iemand is daar dood. Jesus het aan die kruis gesterf. Naam is 'n simbool van die dood, die vlakte vol. En ons wonder hoekom ervaar ons dood in sekere gevalle. En die Vader gebruik dit teen ons. Hy gebruik ons gebrek aan kennis teen ons. En ons verstaan dit nie. Nou sê mense my, Matthea, vir my is dit simbool vir Jesus. Nee, dit is veel. As jy maar my video gaan kyk, gaan jy kyk, die kruis was aanbid in die antieke Babylonië, in die antieke Egipte, in 1500 jaar voor Christus. Dis nie Jesus simbool waarmee hy uit die hemel uitgekom het en sê, hoor, hierdie is my simbool, bær hom in 'n kas, tot die dag dat ek besterf, dan haal julle my simbool uit die kas uit en kom hang my in my simbool nie. Nee, Jesus moes juis aan 'n bekende afgod simbool sterf, om ook die sonde van afgoedery op homself te neem. Ja, maar ons weer vir die afgod af. Hy Satan lag vir ons. Hy lag vir ons. En ons moet dit besef. Ons moet dit besef. Ja, maar die kruis
beteken vir my dit. Wat dit vir jou beteken, is nie waar jy vandaan kom nie. Bybel sê sy wortel vrot is as sy vrug vrot. Kom ons sê dat so Jesus aan 'n lewensgrote satanistiese pentagram vasgeslaan het. Jy weet ons wat 'n pentagram, né? 5 punte. Kom ons sê dat Jesus aan so 'n ding vasgeslaan. So jy nou so 'n pentagram in jou nek gehang het, of in jou kerk opgehang het, of in jou kar se spieeltjie gehang het. Nou die ding, jy moet nie by die kruis. Jy moet nie by die kruis. It's a place of death. En nou ja, maar ek verstaan nie, hoe krijg jy die praat? Die Nuwe Testamentiese gelowiges is 'n geloofspad in die tabernakel. Kyk mooi. Net een ingang. Net Jesus is die deur. Hy sê, ek is die deur. Ek is die deur. Die vooraf, nou dis interessant weer soos ek jou gesê het. Daar is soveel dieper goed in die tabernakel as wat ons kan dink. Ek ken 'n persoon in Pietersburg wat 'n teologiese doktorsgraad gekry het op grond van, hy het sy hele tesis geskryf oor die tabernakel van Moses waar hy liggaam, siel en gees in 'n uitgebeeld. Want weer eens, liggaam moet begin sterf van my ou eie ek. Siel wanneer ek in die Heilige Gees vervul word, dan begin ek klaarmaak met my siel. Want 1 Petrus 1:9 sê die einddoel van julle geloof is die redding van julle siele. En die allerheiligste is wanneer ek in 'n intieme verhouding is met God se Gees, ek sou voel met sy Gees. Hy het sy hele doktorstesis geskryf op die tabernakel. So daar is soveel dieper goed in die tabernakel, dat ek en jy vanoggend net eers kan dink om mekaar te speel. So as jy nou my toe kom en sê, ja, maar wat toch van hierdie, wat van my, ja, daar ook. Nou, maar wat toch van die, wat, ja, daar ook. Daar is soveel diepte in die dinge. Want het bewys ons almagtige God. Dan moet ons vra, en dit is ek gehoorsaam. Nou, hoe lyk my en jou geloofspad in lyn met die tabernakel? Ek ontmoet Jesus en ek gaan deur die deur. As ek reg onthou is dit Johannes 10:19, maar Jesus sê ek is die deur. Right? Dan begin ek wegbrand aan my ek, my eie self. En Lukas 9:23 sê, hy wat my wil volg, moet hom self verloon, sy kruis opneem my volg. So ek begin sterf aan my eie ek en my sieninge en hoe ek het sien en al hierdie tipe van goed. En dan gaan ek dit die doop, want ek wil jy moet mooi kyk. Daai ding staan nie hier. Hy staan aan daai kant van die deur. So ek moet eers by die deur ingaan voor ek daar kan kom. So kan jy sê, okay, net maak nou gedoop as 'n babatjie, ek sê, kyk, daai ding staan nie daar nie. Eers binne. En 'n babatjie kan jy sê, maar ek's nou oud genoeg, so tyd om my te doop. Nee, maar groot mens kan sê, ek, sondige mens, kom bely my sondes voor God. En ek lê my sondes neer, ek bely my sondes voor God, want ek kan na Job al gaan, en ek staan op 'n nuwe lewenswandel met Christus. Ek sterf op my ou eie ek. Right. So dan gaan ek deur na die heilige plek toe, en ek word vervul met die Heilige Gees, want dan dink jy besê die menorah is as 'n boel van die Heilige Gees, die 7 geeste van God, voor die troon van God in Openbaring. Dan begin ek heeldag voor God se aangesig verskyn en ek begin die brood van die lewe eet. Ek begin my nagmaal ook op 'n meer gereelde basis gebruik. Want weer eens ons tradisies in ons godsdienstoefening wat ons gisteraand van gepraat het ons geleer jy kan dit net eenmaal in 3 maande doen in die kerk. Nee, die disippels het dit dag vir dag van huis tot huis gedoen, onder mekaar. En almal kon dit gebruik, die kindertjies ook, want die kindertjies moes leer wat beteken dit dat Jesus vir my en jou op daai kruis gesterf het. Maar die Satan gebruik dit nie ons. En ons tradisies maak dit nou weer vir ons, hierdie waarhede druk hy vir ons toe. So, ek begin heeldag vir God se aangesig verskyn, en my gebed, my daaglikse gebed raak ook al meer intiem. Maar omdat Jesus vir ons in die tempel van Salomo die voorhangsel geskeur het, kan ek en jy nou self deurgaan, onthou, ons het nie meer 'n menslike hoëpriester nodig nie, want Jesus Christus is ons hoëpriester, wat gaan sit aan die regterhand van die Vader. So, dit maak nou dat ek 'n intieme verhouding met God kan hê. 'n daaglikse lewe van heiligheid in sy teenwoordigheid en Here. Daagliks, want ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. In my. Want my liggaam is in die tempel van die Heilige Gees. Maar, ek het ook 'n hele lesing in die boekie wat ek geskryf het rondom die ewigheid, praat ek ook van die lone, wat ons enig nie kan hê. Daar's lone op wat weggeneem. Afhangende van of ons geloof, nou is ek gisterand gepraat van my geloof, moet oorgaan in my geloofswerke. Omdat ek glo in Christus, wil ek vir hom dinge begin doen. En dan sal daar enig lone wees. Kyk nou mooi, voorhof, heilige plek allerheiligste.
Mattheus 13 vers 23, by wie op die goeie grond gesaai is. Dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60, die ander 30. So weer eens, 30voudige oes, 60voudige oes, 100voudige oes. Jy sien my broer en suster, ek en jy moet besef, hierdie is ons pad van geloof. Van daar, na daar, na daar, na daar, na daar, na daar, na daar. Maar ongelukkig wat nou baie keer gebeur, mense preek op baie kerke en sê hulle vir jou, jong, toe jy daar inkom, toe sit jy klaar daar. En draai wat? Hier is hierdie ou, maak droog, en hy val op die gemors van die lewe. En wat gebeur? Hy val sommer weer by die deur uit. Want niemand het vir hom gesê, wow, hou net aan loop, staan op. Ek dink Spreuke 24 vers 6 sê, 7 maal val die regverdige, maar hy staan weer op. Gaan aan die volgende stap toe, vra die Heilige Gees om jou te lei, groei, van 30voudig, na 60voudig, na 100voudig toe, groei, hou net aan my broer, kom ek help jou op, my suster, kom ek help jou op, kom ons bid gou saam, dan gaan ons weer vorentoe. Moet nie dat iemand vir jou sê, luister, hierna kom jy sit daaraan, want almal van ons moet groei. En Frans is 73 jaar oud, en daai fisiese lyf van hom is 73 jaar, so biltong, en chips, en steaks, en hamburgers, en allerlei sulke goed. Hy is nie gister gebore nie, hy is 73 jaar teruggebore. En weet jy, ek en jy, in die gees, as ek Jesus Christus ontmoet, Jesus aanneem, dan is ek 'n geestelike babietjie. Dan groei ek, en ek word 'n geestelike peuter. Dan word ek 'n geestelike kleuter. Dan word ek 'n geestelike tiener, en uiteindelik word ek 'n geestelike volwassene. En dit beteken tyd gespandeer met die God van die woord en die woord van God. Dan groei ek. Daai is 'n groeiproses. Dis 'n groeiproses. 1 Johannes 2 vers 12. Ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam te wil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin. Kyk hier, daar is al weer 3 groepe, né? So kom ons kyk. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle sondes vergewe is om sy naam te wil. Wanneer is my sonde vergewe? Wanneer ek Jesus ontmoet en deur die Here kom. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. So, vaders is 'n intieme verhouding met God. En ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Wanneer begin ek die bose oorwin, my broer en suster? Wanneer ek vervul word met die Heilige Gees van God. Dan begin ek in die krag van God, in die autoriteit van God optree, om die bose te oorwin wat my aanval. Weer is 3 groepe. Kinders, jong manne, vaders. So, en weet julle nou wat? Ek kan vir jou sê hierdie, het niks met fisiese ouderdom te doen. Want ek ken vaders in die gees, wat 30 en 40 jaar oud is. Maar ek ken ook kinders in die gees, wat 70 en 80 jaar oud is. Want hy het nog nooit gegroei. Hy het nog nooit nie gesê, Here, ek wil meer weet, ek wil meer leer, en dies meer. So hy bly 'n kindjie in die geloof, terwyl die Here wil ons moet groei. Paulus sê, julle moes vanweë die tyd al almal leermeesters gewees het, maar omdat julle nie groei nie, moet ek julle nog steeds met melk voed. Ek kan julle nog nie steaks gee. Nee, my broer en suster, ons moet groei. Ons moet groei, want ons loon vir wat van my en jou wag, as ons groei, ongeag wat ons fisiese ouderdom is. Nou goed, net 'n paar laaste interessante gedagtes vir ons staan. Lekker hierdie, lekker. En reën op 'n singdak, was niks mooier nie. Maar die stad waar ons bly, jy doet nie singdak nie. Ek kan nooit die reën hoor. Het irriteer my as ek buite kom en ek sien dit het gereën, maar ek het nie gehoor. Laat het om het te hoor. Nou, die uitleg van die tabernakel self. So jy die brand, dan is nou die deur, né? Dan jy die brandofferaltaar gehad, jy die koperwas omgehad, en dan was hierdie nou die hele tent gedeelte. Dan as jy ingegaan het in die heilige plek, en die reekwerk altaar, die kandelaar, die toonbrode gehad, en as jy deur die voorhangsel gehad het, die verbonds gegaan het, die verbonds aangegaan. Wat sien jy dan? So weer eens, ja, maar as 'n kruis, ja, exactly, dis 'n simboliese eenwysing. Beteken dit kan ek in my nek gaan. Simboliese eenwysing gewees na
Want hulle het gekyk na die Messias wat sy kom, die goed sou doen. En interessant, die kamp van Israel se uitleg rondom die tabernakel, het so gelyk. Jy die tabernakel gehad in die middel, dan jy die priesters hier gehad en dan die seuns van Aaron, Gerson, Kehat en Merari en hulle families wat daar rondom gekamp. Dan het jy die stamme van Benjamin, Manasse en Ephraim gehad, in die noordekant 108.100 van hulle in totaal, Juda, Issachar en Zebulon 186.400, dan aan die twee kante, Dan, Aser en Naphtali 157.600 van hulle, Gad, Simeon en Reuben aan hierdie kant 151.400. Jy kan sê, jy kan sien daar, precies amper evenveel, daar is die minder groepie en daar is die groter groep. So wat wil dit ook uitspeel? Die kruis, selfs soos wat we gekamp het rondom die tabernakel het heen gewys na wat Jesus eendag vir ons sou kom doen met daai plek. En mense, ek moet vir sê, ek is die laaste paar weke weer besig om weer Genesis en Exodus en Leviticus en Numeri en Deuteronomium te werk. En dit het my net weer getref. Die boek van Leviticus wat vir ons presies sê hoe die offerandes gedoen was. Maar as jy mooi gaan kyk in Exodus, sê die Bybel vir ons, toe hulle uitgetrek het in Egipte, was hulle 605.330 getelde mans bo 20. Nee, die mans bo 20 was 605.000. Right, wat van die vrouens? Wat van die kindertjies onder 20? Wat van die buitelanders wat saam met hulle getrek het? Hoeveel mense was hulle? Nie van ons weet precies nie. Sommige mense sê, sommige tot 3 miljoen, kon dat 3 miljoen gewees. Kom ons bly net by 600.000. Kom ons vat net die mans. Nou sê die Bybel, as jy gesondig het, moet jy nou of 'n bok bring, of jy moet nou 'n lam bring, of jy moet nou wat ook bring, of 2 duifies bring, of whatever. Nou kom ons sê, van daai 600.000 mans, het net 1.000 van hulle vandag genoeg sondes gepleeg wat hy nodig gehad het om offer te bring. Dan beteken dit vir daai dag, moes daar 1.000 lammetjies geslag geword het, of 1.000 bokke, of 1.000 wat ook al. Dan is dit net 1.000 van hulle. Kom ons sê, 50.000 van hulle het gesondig daai dag. Dan moes dat daai dag 50.000 lammetjies geslag word. Hulle het 'n klomp skape by hulle gehad. Sien dit my nou net nie getref toe ek dit lees hierdie afgelope week. Hoe moes dit binne daai tabernakel gelyk het? Hoe moes dit lyk as jy 100 skape dan slag? En dit is bloed en dit is die stink en dit is die ingewande en dit is vuil. Hoe moes dit gelyk het? Juist hoekom? Sodat daai persoon wat sy skaapie gebring het, moes besef dat sy sonde kos iets. Sy sonde kos iets. Ons sonde het ons Jesus gekos. Hy het sy lewe vir my en vir jou gegee. Dan kan ek vir nog interessante ding net van 'n deel rondom 'n verbond. Hoe dit in die Ou Testamentiese tye gewerk het. As ek en Anton met mekaar 'n verbond sou sluit, was daar nou 'n hele string van goed wat ons sou doen, onder andere. Ons sou ons baadjies met mekaar geruil het. Ons sou ons gordels waarop ons wapens gehang het, sou ons met mekaar geruil het. Ons sou bloed met mekaar vermeng het. As 'n hele klomp goed wat ons sou gedoen het, en ons sou eet teenoor mekaar gemaak het, dat Anton, as jou vyande jou kom aanval, my broer, sal ek tot die dood toe vir jou kom veg. En Anton het dieselfde vir my gesê, Tian, ek het 'n verbond met jou, dat as jou vyande jou aanval, sal ek tot die dood toe vir jou kom veg. Dis wat dit alles beteken het. Nou, dit is interessant. Waaroor dit ook gegaan het, hulle sou daai dae onder andere 'n dier gevat het, om middeldeur gesny het, die twee dele neergesit het, en dan so in die vorm van 'n 8, so die twee saam wat die verbond gesluit het, deurgegaan het. En dan sou hulle onder andere vir mekaar gesê het, Anton, as ek nie my deel gaan nakom om vir jou te kom beklei nie, my broer, mag ek soos hierdie dier wees wat middeldeur gesny het. Right. Okay, dit klink nou ons, maar wat nou nog daarvan? God die Vader sluit met Abraham 'n verbond. Hy sê, Abraham, is 'n paar goedjies wat jy moet slag, sny hulle middeldeur, sit hulle daar. Volgens die gebruike van 'n verbond, moes God saam met Abraham deur
daai stukkend gesnyde diere geloop het, maar wat doen God die Vader? Hy maak vir Abraham aan die slag. En hy alleen, jy sal dit mooi hoor ek het gesê, God alleen gaan stap deur daardie 2 diere om daardeur te sê, as hierdie verbond nie nagekom word deur een van ons 2 nie, sal ek soos een van hierdie diere word. En Jesus Christus gaan hang in daai kruis en hy word daai dier wat vir ons sterf. En wat gee ek en jy van terug? Ons hang nog die afgode aan, ons doen al hierdie goeders, die wêreld so goed, ons tradisies, ons kultuur is ons belangriker as God. En hy het vir ons dit gesê. Wat gee ons van terug? Wat gee ons van terug? Ons moet 'n keuse maak. Maar ons moet besef, alles in die tabernakel het heen gewys na God, die drie-eenheid en na Jesus. So die tabernakel het vooruit gekyk na hom wat sou kom, die Messias, Jesus Christus. So, dit wat hulle hier gedoen het, was 'n geloof. Hulle het hulle geloof geplaas in die Messias wat sou kom. Ek en jy, in die Nuwe Testamentiese kerkdispensasie, kyk terug na hom wat gekom het, die Messias, Jesus Christus. En ek word gered deur my geloof in Jesus Christus. Verwys alles na dieselfde persoon. Jy kan nie die Ou en die Nuwe Testament van mekaar losmaak nie. Maar oppas ook om nie vasgevang te word net in die Ou Testament. En dit iemand is altyd moet dit bestudeer nie. Die Ou Testament is die patroon van 'n rok, die Nuwe Testament is die rok aan mekaar gewerk. En so baie mense so besig om net studies in die Ou Testament te doen en die patroonstukke te soek en waar wat jy hierdie ene gesien en waar wat jy hierdie ene gesien, dat hulle werk nooit die rok aan mekaar. En hulle dra nooit the robe of righteousness. Dis wonderlik. Dis wonderlik. Want ons word vasgevang deur die leuns van die Satan. Want onthou mense, ek en jy dien nie dooie gaan. En Jesus Christus sê, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot aan alle ewigheid. En alle eer gaan in Jesus Christus van laaste. Hy wat van my en jou gesterf het, opgestaan het uit die dode, opgevaar het in die hemel, dan sit het aan die regterhand van die Vader, en vir ons die Heilige Gees gestuur. Hy is die God, ek en jy nie. Hy is die een wat die dieper waarhede van ons leer, wat wil hê ons moet bedoel 'n persoonlike, intieme verhouding wees. Met hom gaan alles daarby. En mense, nie so 'n bronlys wat onder andere gebruik het, jy kan dit afneem as jy wil, jy self verder studies daaroor gaan doen. So ek sê, daar is soveel inligting oor hierdie. Ons kan nooit by alles uitkom. Nooit. Ons het verskillende stukkies van die puzzle. Ek het vir nog 'n stukkie van die puzzle gegee, wat die Here vir my gegee. Jy kan dit of aanpas by wat jy reeds het, om die groter prentjie te sien, of jy kan dit in die asblik gooi. Dis jou keuse. Maak hom nie verskil wat jy daarmee doen nie. Ek het 'n boodskap gehad om af te lewer, ek het hom afgelewer. Wat jy nou daarmee doen is tussen jou en die Vader, want jy gaan voor Vader se troon staan eendag, nie myne. Jy hoef my nie te beantwoord nie, jy kan van my stry, my verskil, ook okay. En jy gaan voor God se troon staan. En jy moet kies wat jy maak, want dit wat ek met jou wil deel. Amen. Kom ons bid gehoorsaam. Vader, in die magtige naam van Jesus, ons U loof, prys, eer en aanbid vir hierdie reën. Dankie Vader dat U die God is wat ons seën. En Vader, U weet watter dele in hierdie land het nog reën nodig. Vader, waar watertafels moet styg, waar damme moet vol word, waar fonteine moet vol word. Ons bid Here dat U seën in oorvloed sal dit reën in die fisiese. Ook daar waar dit nodig is. Maar Vader, ons bid vir die beskerming vir die kinders en die ander plekke waar die oorstromings nie goed kom, dat die kinders veilig sal wees, ook binne in al daai plekke. Maar Vader, U is nog steeds God, U is nog steeds in beheer. U is die skepper van hemel en aarde, en ons weet, ons is op pad na U toe. Dankie vir die voorreg wat ons mag hê om as nietige mense met die almagtige skepper God in 'n verhouding te mag wees. En ek wil vra, Vader, soos wat ons vanoggend geleer het, oor U absolute fyn detail, en hoe elke detail 'n spesifieke betekenis het en U woord selfs nog meer, want die Bybel sê, U weer is nie ons weer nie, U gedagtes is nie ons gedagtes nie, want soos die hemel verwyder is oor die aarde, so is die gedagtes hoër as ons gedagtes. So Here, ons kan nie alles hier inbring nie. Selfs hierdie ou bietjie wat ek probeer deel het in my nietigheid, Vader, wil ek bid dat U nog dieper goede vir my broers en susters sal bring. Dat die Heilige Gees die napredikers sal wees op hierdie boodskap. Maar dat elkeen van ons sê, Here, leer my meer van wie U is. En wie U is in my lewe, dat ek dit sal gaan uitleef tot eer van die naam en tot uitbreiding van die koninkryk.
En ek loof U daarvoor, Vader. Dankie vir die liefde. Dankie vir die seëninge. Vader, ons vra dat U ons toemaak met die kosbare bloed, die engele om ons paas, die engele om ons voertuie plaas, as ons nou uit mekaar uitgaan, tot ons vanaand weer by mekaar kom. En lekker saamloop kan deel. Ons eer U vir hierdie dag. Ons eer U vir die voorreg om die kinders te mag wees. En Here, leer ons om nie bang te wees, om die getuies te wees, die martelaar te wees, in ons eie Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde nie. Sodat U alleen verheerlik kan word in ons elkeen se lewens. In Jesus Christus se naam. Amen. Amen.